Genesis. En ons gaan vanoggend blaai na Genesis hoofstuk 15 waar ons by stil staan in hierdie tyd. Genesis 15. Ons skriflesing is vers 7 tot en met vers 21. En dit is 'n baie belangrike deel. Ek het verlede week gesê die eerste 7 verse is belangrik. Hierdie is net so belangrik. Elke deel in die Bybel is belangrik. Genesis hoofstuk 15. Ons gaan lees vanaf vers 7 tot en met vers 21. Dis aan die einde van die hoofstuk. Want ons praat met u oor die verbond wat God met Abraham gesluit het. Dit staan bekend as die genade verbond. Kom ek lees vir in die ou vertaling. Genesis hoofstuk 15 vanaf vers 7. Verder het hy, dit is die Here, vir hom, dit is Abraham, gesê: Ek is die Here wat jou uitgelei het uit Ur van die Galdeërs om jou hierdie land in besit te gee. En hy sê: Here, Here, waaraan sal ek weet dat ek dit in besit sal neem? En hy antwoord hom: Neem vir my 'n 3 jaar oud vers en 'n 3 jaar oud bokooi en 'n 3 jaar oud ram en 'n tortelduif en 'n jong duif. En hy het dit alles vir hom gebring en dit middeldeur gedeel en die helftes teenoor mekaar gelê, maar die voëls het hy nie verdeel nie. Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abraham het hulle weggejaag. En toe die son wou ondergaan, val daar 'n diepe slaap op Abraham. En kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. Daarop sê hy vir Abraham: Weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede. Jy sal in goeie ouderdom begrawe word. En die 4de geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie. En na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en vurige fakkel tussen die stukke vleis deur. Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê: Aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier. Die Keniete en Kenisiete, die Kadmoniete en Hetiete en Feresiete en Refaiete en Amoriete en Kanaaniete en Girgasiete en Jebusiete. Dis tot daar wat ons saam lees in die woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, dan bid ons net saam. Ons vra dat die Here met ons sal praat deur sy woord. Here, U is groot en lofwaardig. U alleen moet aanbid word. Ons wil saam met die digter in Psalm 96 sê: Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing voor die Here, o ganse aarde. Ons weet elkeen wat asem het, word in Psalm 150 opgeroep. Alles wat asem het, moet die Here loof. Hoekom sal ons dit nie vanoggend doen nie? Hoekom sal ons nie net vir 'n oomblik dink aan al U goedheid, al U genade, en ook dit wat ons vanmôre bespreek hier, gaan ons roep tot 'n wilsbesluit, 'n geloofstap as jy wil, om opnuut te sê: Here, U alleen wil ek dien, U alleen wil ek lief hê. Meer as wat ons dalk in die verlede gevra het, wil ek vanoggend kom pleit dat U hierdie dinge vir ons duidelik sal maak, dat U hierdie dinge vir ons sal leer. Dit moenie maar net vir ons geestelike taal wees wat die dominees altyd gebruik, en ons is so gewoond aan hierdie woorde en die grammatiese gebruik van sinsnedes en so voort, dat ons nie luister nie, maar help ons om waarlik te verstaan. Help ons om onsself te sien in die lig van hierdie waarhede, sodat ons waarlik U kan ken en dat ons U kan vertrou. Dis wat geloof is. Help ons, Here, kom praat met ons tot lof en eer van U naam. Amen. Die gereformeerde teologie
is verbondsteologie. Daar's van ons wat groot geword het, en ek praat eerste naam enkelvoud, ons. Ons het groot geword met die idee van die verbond is net vir verkeerde ouens, en jy glo dit nie, want ons het dit nie reg verstaan nie. Maar ons word vanoggend direk gekonfronteer, en dis die eerste keer wat jy die woord lees, alhoewel ek al vroeër daarna verwys het, want dit is sigbaar, van die begin af, reg deur die Bybel, sien jy die verbonde wat God het met sy volk. Ek het al baie keer vir u gesê, en ek glo enige leraar wat sy sout werd is, sal vir mense sê wat die Bybel graag wil verstaan. 'n Belangrike ding wat jy nou moet oplet in die Bybel is herhaling, nie waar nie? As jy iets sien wat herhaal word, moet jy sê, hoekom herhaal die Here dit? Dis dalk omdat dit belangrik is. En daar's 'n sekere frase wat op verskillende maniere herhaal word reg deur die Bybel, veral in die Ou Testament, maar ook in die Nuwe Testament, want dit word die Ou en die Nuut is eintlik maar in mekaar. Dis een eenheid van God se openbaring. En dit is die volgende woorde waar die Here gesê het: Ek sal julle God wees en julle sal my volk wees. Verskillende variasies, verskillende woorde, maar dit kom elke keer hierop neer. Ek sal vir julle Vader wees, ek sal julle God wees, julle sal my seuns en my dogters wees. Dit is verbondstaal. Dis wanneer God sê, ek maak 'n ooreenkoms met jou. Dis 'n verbond. Ek maak 'n ooreenkoms met jou. Jy sal myne wees. Ek sal vir jou sorg. Ek sal jou pa wees. Ek sal jou God wees. Jy sal my seun of my dogter wees. Jy sal my volk wees. God handel met die mens deur middel van verbonde. Nie net in die Ou Testament nie, altyd nog. Die eerste een het ons na verwys reeds so vroeg as in die tuin van Eden, en dit staan bekend. Nou dis die teoloë wat hierdie goeters die name gee, en daar's 'n versie wat ek vir jou gaan uithaal en sê, hier is dit nie, dit is, die beginsels is baie duidelik, en ek het vir u gesê, dit was die ooreenkoms waar God vir Adam gesê het, jy moet die tuin bewerk en bewaak, en jy mag eet en geniet, ek het jou geskape, die wêreld is vir jou gemaak, maar, van die boom in die middel van die tuin mag jy nie eet nie. Ek gaan nou nie uitbrei nie, ons het nie tyd nie, maar dit word genoem die werksverbond. Die werksverbond. 'n Ooreenkoms tussen Adam en God. Dit het vir 'n baie kort rukkie goed gegaan. Maar ons weet wat het gebeur. Hulle was nie lank in die tuin, baie kort was hulle in die tuin. Toe het Adam hierdie verbond verbreek. Hy het gerebelleer teen God. In Adam ons almal gerebelleer teen God, gedoen wat verkeerd is, en ons verdien God se straf. Die straf was, die dag as jy daarvan eet, sal jy sterwe. Ons is almal doemwaardig. Dit maak ons almal doemwaardig. Maar dit was nie die einde van die saak nie, want God het alreeds, en ek gaan later daarna verwys, sy planne was in plek. God word nie onkant betrap nie. Hy doen nie, verskoon die uitdrukking, maar God doen nie dinge on the fly nie. Nee, hy's nie soos 'n huisvrou wat staan en dan kook die melk oor en dan brand die brood of dan. Hy het sy dinge in plek. Want hy het alreeds voor die grondlegging van die aarde 'n ander verbond waarna ek net nou gaan verwys in plek gehad, sodat toe Adam en Eva die werksverbond breek, toe kom hy met wat ons ken as die genadeverbond. Die genadeverbond kom na vore in die moederbelofte. Daar gaan een gebore word wat julle verlos van hierdie vloek. Die genadeverbond was 'n ooreenkoms van God met die mens, en dit word op verskillende maniere gesimboliseer. Dit word op verskillende maniere duidelik gemaak, maar nêrens so duidelik soos hier nie. U onthou hoe het ons gepraat oor Adam en Eva wat uit die tuin uitgejaag is, maar die Here klee hulle, hy slag diere, bloed vloei sodat hulle geklee kan word. God gee vir hulle genade. Hierdie boodskap, hierdie manier om tot God te nader word oorgedra in hulle seuns, en hy werk met Abel, en dit gaan deur Abel na sover as Noag, hele ruk daarna, en ons het met u gepraat hoe Noag, selfs toe hy die ark uitgekom het, geoffer het, want hy het hierdie genade van God ontvang, hulle het dit oorgedra, deel van die genadeverbond, doen hulle wat hulle moet doen, hulle is wat hulle moet wees, glo in die Here Jesus, hulle glo in God, die Here, hulle het nog nie Jesus se naam geken nie, maar dis die genadeverbond. Reeds in die moederbelofte daar gestel, maar dit ontvou op verskillende maniere. En God sluit hierdie ooreenkoms met die mens.
Nou iets wat moeilik is om te onthou wanneer ons praat oor iemand soos Abraham, is dat Abraham 'n sondaar was, soos u en ek. Die kinderbybels wat 'n so 'n ligstralekrans teken om die apostels en om Abraham en so. Dis net sommer nonsens. Want hulle was mense soos ons. En die implikasie is hulle was sondaars. Abraham was 'n sondaar. En as jy dink aan God se handeling met Abraham, dan wonder jy, hoe kan Abraham wat 'n sondaar is, regverdig voor God staan, bekend staan selfs as ons vader van die gelowiges, ons vader, ons geestelike pa. Hy was die vader van die wat geglo het, noem die Bybel hom. Hoe kan God hom red? En ons het verlede week daarna gekyk, dit was net uit genade. Dit was nie iets van sy kant af nie. Dit was nie werke of iets wat hy was of wat hy gedoen het nie. Dit was sy verantwoordelikheid. So sonder om sy verantwoordelikheid weg te neem, hy moes in God glo. Die Bybel sê, hy het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. En as jy dit verstaan, dan sien jy ook hoe God ons red. Want dit is presies dieselfde manier. Van die Ou Testament af, van die begin van dae af, tot nou toe word mense op dieselfde manier gered. Uit genade, deur die geloof. Dit is nie 'n werke ding nie. Dit is nie iets wat ons met meriete verkry nie. Dit is absolute genade. Tog het ons 'n verantwoordelikheid. Elkeen wat glo. Ons het daaroor gepraat laas keer, ek noem dit net vinnig. Vanoggend praat ons oor die genadeverbond, die oprigting. Hierso is die eksplisiete, duidelike beeld van God se genadeverbond. Nou wil ek vir u sê, God het nie verbonde nodig sodat hy kan onthou, o ja, ek moet iets doen vir die mens. O ja, ek moet iets doen teenoor my. Die verbonde is nie vir hom sodat hy moet herinner word aan sy beloftes en moet doen wat hy beloof het nie. Verbonde is vir ons. Want in sy natuur, in sy wese is en het God genoeg om altyd te doen wat hy beloof. Ons het daarna by die bid hier gekyk en gesê, hy is jaloers, sê die Bybel, om te doen wat hy beloof het. Hy sal nooit iets anders kan doen. So as hy 'n verbond sluit met die mens en hy sê, dis wat ek vir jou sal doen, dis wat ek jou wil gee, hierso sekere ooreenkomste, sekere voorwaardes of wat dit ook al mag wees, dan is dit nie om hom te herinner daaraan of om 'n kontrak op te stel wat hy aan herinner moet word nie, maar dit is sodat ons kan verstaan hoe God met ons werk. In Hebreërs 6, nou wil ek maar net vinnig vir u sê, die rede hoekom ek hierdie verbondsding vir u wil verduidelik. Ek is nie 'n baie slim ou nie, ek leer baie stadig, maar ek maak seker dit wat ek verstaan en dit wat ek glo, is volgens die skrif. Die idee van verbonde is reg deur die Bybel, alhoewel die woord nie daar voorkom nie, want dit is die beginsels, die verbondstaal wat gebruik word. Die Hebreërs skrywer praat in die konteks van die verbond met Abraham, want daar's 'n paar klassieke tekste in die Nuwe Testament wat handel oor hierdie verbonde. In die konteks van God se verbond met Abraham sê Hebreërs 6 vers 19, ons het dit. Wat is dit? Dis God se beloftes in sy verbonde. Ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot aan die binnekant van die voorhangsel. So die Hebreërs skrywer sê, luister, ons het God se woord. As jy sy woord verstaan en jy sien die Here Jesus daarin, want dit kom altyd terug na die kruis, dit kom altyd terug na die Here, dan help dit ons om 'n anker te hê, sodat jy nie hoef te wankel nie, dat jy kan vas staan, dat jy sekerheid kan hê. Verbonde versterk ons geloof. Dit is gegee sodat ons geloof daardeur versterk word. Dit help ons om te onthou en te verstaan wat God beloof het en hoe dit werk. Verlede week het God met Abraham gepraat en hy het vir hom 'n nageslag beloof. U onthou mos. Kyk na die sterre. Ek gaan nou vinnig wees want ons het min tyd. Dit gaan oor die nageslag. Vandag se gedeelte gaan oor die land. Dis die twee goed wat reg deur die Bybel baie belangrik is wanneer jy praat oor God en sy verbonde. Die mense, die volk van God, die nageslag van Abraham en die land, die plek wat beloof word.
Dis die twee dinge wat betrokke is in Abraham se verbond, dis die twee dinge wat betrokke is in ons teologie, dis die twee goed wat jy tot aan die einde van die tyd sal sien. Daar is God se volk, en wat is die land? Dis die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde, wat God beloof, sy koninkryk wat hy beloof het. So vanoggend gaan ons kyk meer spesifiek na die land, nie soseer die nageslag nie, alhoewel daar verwysings gaan wees, maar ek wil kortliks met u praat oor 3 kenmerke van die genadeverbond. 3 kenmerke van God se verbond met Abraham, wat bekend staan as die genadeverbond. Ons gaan vinnig en dan 'n bietjie meer uitgebrei na die einde toe oor elkeen van hulle praat. In die eerste plek, hierdie verbond wat God met Abraham gesluit het, is 'n uitdrukking van soewereine heerskappy. Wat bedoel ek daarby? God kom in Genesis 15 vers 7 en hy sê, verder het die Here vir hom gesê, ek is die Here wat jou uitgelei het uit Ur van die Galdeërs om jou hierdie land in besit te gee. Dit is amper dieselfde taal, as jy nou al die Bybel 'n paar keer deurgelees het, en dan gaan jy sê, wag so 'n bietjie, ek het hierdie tipe taal het ek al iewers gelees, selfs in Afrikaans. In die Hebreëus natuurlik baie duideliker, maar ek het dit al iewers gelees. Waar het ek dieselfde, min of meer dieselfde gelees? Dis by die gee van die wet. Eksodus 20 vers 2. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Nou sê hy vir Abraham, ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs gelei het om jou hierdie land te gee. Dis dieselfde taal. So hierdie verbond is 'n uitdrukking van soewereine heerskappy, sê ons, omdat God sê, ek is die een wat jou verlos het. Ek maak die reëls. Soewerein. Hy stel die voorwaardes, hy bepaal met wie hy verbond sluit, hy is die een wat in soewereiniteit alles omtrent die saak bepaal. Hy is God. Hy sê dit hier. Hy is ons skepper. Hy is die een wat ons gemaak het. Ons kan nie vir hom sê hoe ons dit wil hê nie, hoe ons dit sal verkies nie. Hy is die een. Nou verbond is 'n formele, wettige, lewenslange verbintenis tussen partye met sekere verpligtinge en sekere voorwaardes en sekere voorregte. Die algemeenste waaraan ons dink is 'n huwelik. Dis 'n huweliksverbond. Formele, wettige, lewenslange verbintenis tussen 'n man en 'n vrou met sekere verpligtinge en sekere voorregte. Nou is God die een wat na Abraham toe kom en in sy soewereiniteit, wat beteken hy kan doen net wat hy wil, in sy soewereiniteit stel hy hierdie verbond daar met Abraham. Hy stel voorwaardes, hy maak die reëls, hy sê hoe dit gaan werk. Hoekom? Want hy's God. Hy sê, ek is die Here jou God wat jou uit Ur van die Galdeërs geroep het. Soos wat hy vir sy volk later gesê het, ek het julle uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei. Dis so anders as vandag in ons kultuur, nee, want ons wil om die tafel sit en ons wil vir die Here sê, Here, maar ek verstaan die evangelie so en hierdie is vir my belangrik. Dis nou nie, die ander goed is nou nie vir my so belangrik nie. Hierdie is vir my belangrik. Dis mos hoe ek dit beleef en hoe dit vir my. Maar vriende, dis nie hoe dit, ek is jammer, dis nie hoe dit werk met God nie. Hy kom en hy sê, kom ek sê vir julle hoe dit gaan werk. Hier's my woord. Nou as jy in die pastorie groot word, dan leer jy baie vinnig. Enigiets wat jy sê of doen kan teen jou gebruik word in 'n preek. So Christopher leer vanoggend daai ene. Gister wil hy 'n bietjie rekenaar speel en die reël is, maar wat het jy gedoen wat nuttig is voor jy wil speel? Saterdagoggend, ek meen, wat het jy gedoen? Jy moet werk, jy moet iets doen. Ek sê vir hom, hier's 'n plan. Gaan vee die binnehof, die agterplaas. Vee hom skoon, dan gesels ons. En Christopher besluit, dis nie wat hy wil doen. Hy wil eerder bossies uittrek. Want dit was 'n ander keer die voorwaarde. So na 'n ruk, hier kom hy in met 'n sak vol bossies. Soos wat hy gedoen het, so hy reken, dis nou genoeg betaling vir rekenaarspel. Ek sê maar, dis baie mooi jy het gewerk en so, maar dis nie wat ek gesê het wat jy moet doen. Ek het gesê die agterplaas moet gevee word. So daar was 'n lesie. Dit wat Pa sê, dis die golden rule, né? Dit wat Pa sê, dit moet gebeur. Nou dink aan God. Ons as mens staan skuldig, ons het God se wet verbreek. Ons verdien 'n ewige straf. In sy genade kom God en hy sluit 'n verbond met die mens. Dit is wat hy daar stel as die weg om gered te word. Hy sê,
dis die weg. Dis die manier. Ons stel nie die voorwaardes. Ons maak nie die uitvindsels en sê, hoorie, dis hoe dit werk en dis hoe ek dit verstaan, want dis nou die nuutste, weet jy verstaan dit so, ek verstaan dit so, is alright, net so lank ons daar 'n min of meer in dieselfde rigting gaan. Nee. Ons idees omtrent saligheid maak niks saak nie. God stel die voorwaardes. 'n Genadeverbond, hierdie genadeverbond van God, en dis vir ons ook, het God gegee en dis 'n uitdrukking van soewereine heerskappy. Jy moet dit verstaan, want dis hoe hy begin. Tweedens, hierdie verbond is 'n eedswering in bloed. Dit is 'n eedswering in bloed. 'n Eed is 'n belangrike ding. Vir ons nie meer so baie belangrik vandag nie, want ons het verval in die genade. Vir ons is 'n kontrak nie meer veel werd nie. Maar 'n eed, 'n kontrak is 'n belangrike ding. Maar hierdie ene is 'n eedswering in bloed. Wat beteken die bloed? Dit beteken die kwessie hier is ewige lewe of ewige dood. Dis wat op die spel is. Dis noemenswaardig dat in die Hebreëse taal, en dit het jy sekerlik al gehoor, as jy enigstens iets te doen gekry het met die verbonde, dan sal jy weet, as die Hebreëus skryf van God wat 'n verbond sluit, of 'n verbond maak, of 'n verbond oprig, of watter woord ook al vertaal word in die Afrikaans, dan beteken die Hebreëse woord letterlik, God sny 'n verbond. Hy sny. Hoekom? Dit verwys na Genesis 15. Dis die plek, Genesis 15 vers 8, ons het dit gelees. Abraham sê, Here, waaraan sal ek weet dat ek dit in besit sal neem? Hy verwys nou na die land, hy klaar die nageslag, is nou beloof, hy sterre gesien, maar waaraan sal ek weet dat ek hierdie land in besit sal neem? Abraham wil bevestiging hê, en ek dink nie hy's ongelowig nie. Dis geregverdig, want God wil hê, ons moet vir hom vra, Here, ek glo. Dit wat U vir my sê, glo ek, maar ek soek iets om daai geloof aan vas te haak. Wat is, hy wil nou, hy het nie 'n Bybel gehad nie. Ons gaan na die Here toe en sê, Here, help my met my ongeloof, dan wys die Here vir jou in die Bybel, want dis wat jou geloof help. Ons het 'n Bybel. Maar Abraham sê, Here, waaraan sal ek weet? Vers 9. En hy, God, antwoord hom, Abraham, neem vir my 'n 3 jaar oud vers, en 'n 3 jaar oud bokooi, en 'n 3 jaar oud ram, en 'n tortelduif, en 'n jong duif. Nou vir ons maak dit glad nie sin nie. Hy sê, Here, ek wil hier tasbare bewys hê. Die Here sê vir hom, bring vir my diere. Hoekom het Abraham geweet waarvan die Here praat? Want dis hoe hulle verbonde gesluit, dis hoe hulle ooreenkomste gemaak het in daardie tyd. Dis interessant, dieselfde diere wat later ook gebruik word in die Levitiese se offers. Selfde tipe diere. Maar wat jy gedoen het, is jy sny diere middeldeur, gewoonlik net een, maar sny die dier middeldeur, 2 partye loop tussen die 2 stukke vleis deur met die gedagte aan, as jy hierdie verbond breek, is dit wat jou voorland gaan wees. Jy kan opgesny word, letterlik, want daar's 'n ooreenkoms, daar's 'n bloedverbond wat gesluit word. Dit was 'n belangrike saak. Hier kom die Here en hy sê vir hom, neem vir my hierdie diere, vers 10, en hy het dit alles vir hom gebring, en dit middeldeur gedeel, snaaks, hy weet wat om te doen, hè? Hy het dit middeldeur gedeel, en die helfte is teenoor mekaar gelê, maar die voëls het hy nie verdeel nie. Ek glo dit was bloot net omdat die voëls dalk te klein was om te sny, maar die diere het hy gedeel, die voëls dalk weerskante van die pad dan nou gelê. Die 2 partye wat dan nou die verbond, wat hierdie ooreenkoms gaan sluit, gaan dan saam tussen die diere deurloop. Dit was 'n bloedpad. Dit was letterlik 'n bloederige verbond, want jy kon nie daardeur gaan sonder om vol bloed te word. Jy's herinner daaraan, ek maak myself, ek verbind myself in bloed. En daarom die Hebreëse uitdrukking, ons sny 'n verbond. Victor Hamilton skryf oor daar's baie goeie boeke oor hierdie kwessies, maar Victor Hamilton skryf hieroor en hy sê, in so doing, dis nou 2 partye wat so verbond sluit, they placed a curse upon themselves if either party should prove disloyal to the truths of the treaty. What they were saying, making the covenant together, if I violated this covenant, let what happened to these animals happen to me. As jy in daai tyd so verbond gesluit het, dan het jy verstaan, as ek hierdie verbond breek, laat dit met my gebeur. Nou dink aan ons huwelike, ek dink daar sal baie minder egskeidings wees.
as ons op hierdie manier huwelike bevestig het, né? Kom ons sny 'n diermiddel deur, julle loop deur die stukke en daai bloed gaan jou herinner, dis wat met jou gaan gebeur as jy hierdie verbond breek. God se verbonde is verbintenisse in bloed. Om God se verbond te breek is strafbaar met die dood, die ewige dood. Net soos wat hy vir Adam gesê het. Adam, die dag as jy van daai boom eet, sal jy sekerlik sterwe. En dit herinner ons aan Romeine 6 vers 23. Die loon van die sonde is die dood. So die tweede belangrike ding om te onthou, hierdie genadeverbond is 'n eedswering in bloed. Bring ons by die derde kenmerk van die verbond. Hierdie is 'n eensydige verbond. Eensydig. In die Engels sê hulle unilateral covenant. Dis 'n eensydige verbond. Twee partye, maar dit was eensydig. Abraham se verwagting is, Here, jy het nou gesê ek moet die diere bring, hier soos die diere, ek het hulle middeldeur gesny, ek het dit reg, so die kontrak is opgestel, ons moet nou net teken vir ons. Dis waaroor dit gaan. Ons moet nou net teken. So ek en die Here gaan saam deur hierdie diere beweeg en ons gaan saam 'n verbond sluit, want dis wat die Here wil doen, dis wat hy hier verstaan. Maar dis nie wat gebeur nie. Ons het in vers 12 gelees. Toe die son wou ondergaan, val daar 'n diepe slaap op Abraham. En kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. Daar's baie wat gesê kan word, maar as gevolg van tyd wil ek net vir u sê, dit gaan hier oor die gedagte dat Abraham lank gewag het vir die Here. Hy moes wag. Weereens, God laat hom nie aanjaag nie. Abraham, kry vir my die goed reg. Abraham kry die goed reg. En nou wag hy. Hou die roofvoëls weg, teken van geloof. En hy wag en hy wag en 'n diepe slaap val op hom, amper soos op Adam geval het toe hy vir Eva gemaak het. 'n Diepe slaap. En in hierdie diepe slaap skrik en groot duisternis. Die meeste van die ouens, die kommentare sê, in hierdie tyd, in sy slaap, het Abraham net opnuut bewus geword van sy verlorenheid, sy sondigheid. Wie is ek om met God enigsins te praat? Wie is ek? Ek is verlore. Wee my, ek is verlore. Die uitdrukking van Elia en van al die Jesaja en al die profete wat besef het, wie is ek? Ek is onrein. Dis daai skrik wat hom oorval het. Dan het ons gelees in vers 17. En na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en vuurige fakkel tussen die stukke vleis deur. Die rokende oond en die vuurige fakkel, in die Engels sê hulle 'n smoking furnace en 'n burning lamp. Dis die teenwoordigheid van die Here. Dit was God in 'n sekere hoedanigheid, soos die brandende braambos, soos die vuur wat die Israeliete gelei. Dit was net 'n teenwoordige teken van God wat nou sê, hier is ek. God se teenwoordigheid, versinne beeld in 'n rokende oond en 'n vuurige fakkel, soos wat ons vertaling sê. En hy alleen gaan deur hierdie stukke vleis. Nie Abraham saam met hom nie. Hy alleen. 'n Eensydige verbond. Dit is hoe die Here met Abraham die genadeverbond sluit. Nie gelykes nie. Nie partye in hierdie verbond nie. Die Here alleen het deur die stukke vleis gegaan. Wat beteken dit? Wel, dit beteken dat God die vloek of die straf vir die verbreeking van hierdie verbond op hom sal neem. Sou ek hierdie verbond breek, Abraham, dan sal ek hierdie straf dra. En let nou op, ons het nou al reeds gekyk na die verbond. Vrywillig, genadig, soewerein. Vrywillig, niemand het hom gedwing nie. Genadig, dit was bloot net om die mens genade te gee. Hy het dit nie verdien nie, maar God gee dit genadig. Soewerein, want hy doen dit met wie hy wil. Hy het dit met Abraham gedoen. Hier doen hy dit met Abraham. Het God besluit om die genadeverbond met Abraham te sluit en sy volk te red. Nou dis 'n goddelike bepaling dat God die dood moet smaak indien hy sy eie woord nie hou nie. Hy sê ek verbind myself tot hierdie verbond eensydig. Abraham, jy hoef niks te doen nie. Ek gaan daardeur, want sou ek hier my woord breek, sal ek hierdie dood straf. Maar dis nie 'n voorwaardelike verbond soos baie ander verbonde is nie. God neem hom nie voor om dit te doen as Abraham iets doen, as Abraham sis of so. Nee,
Dit is 'n onvoorwaardelike, eensaidige genade verbond. Ongeag wat Abraham gaan doen. God se genade verbond is 'n voorneme aan sy kant. Ek sal genade gee. Ek sal red. Dis vir my die mooi van die gereformeerde teologie. Hy's nie 'n God wat iets probeer nie. Ek gaan probeer. Ek gaan dit 'n goeie probeerslag gee. Ons kyk wat gebeur. Dis nie hoe God werk nie. Hy sê hy's 'n God wat red. Jesus is Jesus want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Matteus 1:21. Abraham is geregverdig. Dis nie op grond van iets wat hy gedoen het nie. Dis net genade. Dis nie uit werke nie. Dis absoluut uit genade. Nou gaan ek weer 'n teoloog aanhaal. Die ou se naam klink nie lekker nie, maar dis 'n Hollandse teoloog, 'n Nederlandse teoloog in die net kort na die hervorming het Wilhelmus Abrakel baie goeie goed geskryf. Nederlandse teoloog. Hy het gesê: The covenant, verwysende na hierdie genadeverbond. The covenant is a one-sided covenant. God conceives it. God alone makes the conditions. God provides the surety. God makes the initial proposal. God works knowledge as well as to will and to do. Nothing from man's side first moved God to help him. God desires to be gracious, and in this covenant, man will receive everything by grace alone. God comes to the foreground here as a God of grace. Of his fullness we receive, en dan haal hy aan Johannes 1:16, grace upon grace. 'n Vers waarvoor ek baie lief is, want hy sê letterlik opgestapelde genade. Opgestapelde genade is wat ons van die Here ontvang. So Wilhelmus Abrakel bevestig net, 'n eensydige verbond beteken God wat sê, ek gaan jou red. Ek gaan jou red. Ek sal jou red. En as ek dit nie doen nie, dan sal ek hierdie straf dra. God besluit om eensydig homself te verbind tot hierdie verbond. Eensydig, maar daar's 'n voorwaarde. Nou dit klink vreemd. Hier kom die moeilikheid van die teologie in. Eensydig, maar daar's 'n voorwaarde, en die voorwaarde is, jy moet glo. En ons het verlede week daaroor gepraat, so ek hoef nie eens weer daaroor te preek nie, alhoewel daar baie geleentheid is om daaroor te preek, want geloof is nie iets wat ek genereer nie. Geloof is nie 'n werk nie. Geloof is nie iets wat ek mos in myself opwek, en dan sê ek het geglo en jy het nie geglo nie. Geloof, selfs die geloof, is 'n geskenk. Ons het dit hanteer. Abraham het in die Here geglo en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. So hoe is dit dan genade alleen as daar iets is wat ek moet doen? Saligmakende geloof is 'n geskenk wat God gee. Dis nie werke nie. Hoor wat sê Paulus in 'n gedeelte waar Paulus praat oor hierdie verbond van Abraham. Hy sê Romeine 4:16. Daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens genade kan wees en die belofte kan vasstaan vir die hele nageslag. Of verwys hy na die geestelike nageslag van Abraham. Dis uit die geloof, nie uit die werke nie, sodat dit genade kan wees, want geloof word geskenk. God red sy volk op so 'n manier dat daar's nie werke betrokke nie. Daar is 'n voorwaarde, maar dis steeds nie verdienste nie. Dis 'n geskenk uit genade. As jy dit verstaan, dan verstaan jy die kruks van die hele wese wat Efesiërs 2 vers 8 en 9 vir ons verduidelik. Uit genade is jy gered deur die geloof. En hierdie geloof, is nie uit jouself nie. Dis 'n gawe, 'n geskenk van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Dit beteken dat ons na hierdie verbond kan kyk en duisende jare nadat hierdie verbond gesluit is, en dit wat die skrif ons leer, kan ons verseker wees dat God hom daartoe verbind het om my te red. As mense na my toe kom en sê, ek weet nie of die Here my wil red nie, dan sê ek weet of die Here jou wil red. Hy wil jou red. Jy hoef nie te wonder nie. Jy wonder nie daaroor. Dan vra ons, maar is dit nie net vir Abraham nie?
is dit nie net dalk vir die Jode, nee, dis vir hom en sy nageslag, sy geestelike nageslag. Daarom sê Galasiërs 3 vers 29, as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename van Abraham, erfgename van die Here Jesus. Daar's 'n kinkel in die kabel, want daar's 'n fisiese nageslag en daar's 'n geestelike nageslag. Maar in Genesis 15 vers 13 en 14 word nou uitgebrei oor die fisies. Ek gaan net gou iets sê oor die fisiese nageslag. Daarop sê hy vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag, dan praat hy van die fisiese nageslag, die Jode, vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Nou dit is duidelik dat God se belofte verder strek as net Abraham, want dit gaan ook oor sy nageslag. Maar hoor wat sê in vers 15. Maar jy, nou praat hy persoonlik, jy sal na jou vaders gaan in vrede. Jy sal in goeie ouderdom begrawe word. Nou daar's baie teoloë, daar's baie predikante vandag wat sê, die Ou Testament praat nie van die ewige lewe nie. In die Ou Testament, jy weet, mense het anders gered geword in die Ou Testament as in die Nuwe Testament en baie, dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Hierso is 'n belofte vir die ewige lewe. Jy sal na jou vaders gaan in goeie ouderdom en jy sal in vrede gaan. Dit beteken van die ewige lewe. Ook in die Ou Testament was daar die belofte van 'n ewige lewe. Dit waarin ek vandag nog vashou. Ek het vir die kindertjies vanoggend gesê, ons praat van opgestaan het uit die dood. Omdat Jesus opgestaan het uit die dood, kan ons sê, as ek in Christus glo, sal ek opstaan uit die dood. Ek glo in die opstanding van die liggaam in die ewige lewe. Die een ding wat ons baie duidelik hier kan sien in die genadeverbond, is dat dit beteken nie, ons sal nie beproewings hê nie. Het julle gesien, hy sê, jou nageslag sal in 'n vreemde land verdruk word 400 jaar lank. Praat van die Israeliete wat swaar gaan kry in Egipteland, 400 jaar lank. So, die feit dat jy kind van God is, vrywaar jou nie van die wel en die wee van ons wêreld. Ons is in Suid-Afrika. So die kans dat jy iewers by jou gaan ingebreek word, of jou kar gesteel gaan word, of dat jy in 'n kaping gaan wees, of dat jy weet, ons moet ons regmaak daarvoor. Jy moet voorbereid wees. Dis die wêreld waarin ons is. Die feit dat jy kind van God is, vrywaar jou nie van die goed. Jy gaan dalk heel moontlik siek word. Jy gaan dalk heel moontlik ander tipe beproewings kry. So dit vrywaar jou nie. Swaar kry en beproewings gaan altyd heerlikheid vooraf. Dis eers die kruis, dan die kroon, het ons vir ons kinders al lankal geleer. So Paulus en Barnabas het dit baie mooi gestel in Handelinge 14:22. Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Die feit dat die Israeliete sal swaar kry, beteken nie God het hulle verlaat nie, maar hy sê hulle sal terugkeer, vers 16. En die 4de geslag sal hierin terugkom, 400 jaar, min of meer 100 jaar per geslag, want dis hoe lank die ouens daai tyd geleef het. Die 4de geslag sal hierin terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie. As jy enigsins 'n denkende leser is, wil ek vir jou sê, sien jy nie absolute soewereiniteit in hierdie woorde nie. Die 4de geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol. So, dit gaan gebeur, maar voordat dit kan gebeur, moet dit eers gebeur, en dit is wanneer dit sal gebeur. Hoe kan jy so sê? Jy kan dit net sê as jy soewerein is, as jy God is, wat alles bepaal. Die een kommentator skryf oor die gedeelte, en hy praat vir hierdie vers, en hy sê, die naakte soewereiniteit van God. Jy kan nie daarteen stry nie. Verder moet jy ook oplet na die geregtigheid. Een van die grootste mees uitgesproke kritiese opmerkings van mense wat die Bybel nie wil glo nie is, ja, jy weet, toe Josua die land ingegaan het, kyk hoe hulle met die mense gedoen, kindertjies en vrouens, met die banvloek getref, dis al onmenslik, en wat se God is dit? Hier lees ons, hulle wraak het oorgeloop, so God het hulle nog kans gegee. Hulle wou hulle nie bekeer tot God, hulle wou nie in geloof na hom toe kom nie, en toe hulle wraakvol is, toe die dam van hulle wraakvol is, en die dam wil breek, toe het God hulle daai tyd geoordeel. Dit was 'n oordeel, die oorname van die land was nie 'n menseslagting, dit was 'n oorname in die goddelike oordeel van God, regverdige oordeel van God. Jesus se geregtigheid is volmaak. God se geregtigheid is volmaak. Sy oordeel is gewis oor elkeen wat nie die genadeverbond wil aanneem nie, wat nie, soos Abraham, in hom wil glo nie. Maar saam met die voorspellings herhaal die Here en brei uit op die land, op die grense van die land wat aan Abraham beloof word. Vers 18
tot 21 het ons gelees. Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af, tot by die groot rivier, die Eufraatrivier, die Keniete en die Kenesiete en die Kadmoniete en die Hetiete en die Ferisiete en die Refaite, 10 stamme in totaal, van die ouens wat op daai stadium in Kanaan gebly het. Nou die grense wat genoem word, die suide, die rivier van Egipte, dis nie die Nyl nie. Mense dink partykeer, van die Nyl af tot by die Eufraat, dis nie die Nyl nie. Dit staan bekend as die Wadi El Arish, daar's 'n rivier, en partykeer is hy droog, is nie so groot soos die Nyl nie, maar dis die suidelike grens, die noordelike grens, die Eufraatrivier. Dis merkwaardig as jy op 'n kaart gaan kyk, hoe groot die gebied is. En die vraag is, kan dit wees? Het dit gebeur? Gaan dit gebeur? Dit het gebeur. In die tyd van Salomo was dit die gebied letterlik vervul, soos wat God dit aan Abraham beloof het. En tog is dit aan Abraham gegee net as simboliek. Want Abraham het dit nie gekry nie. Inteendeel, ons lees van Abraham in Hebreërs 11 vers 10, want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Abraham, alhoewel hy vra, Here, watter land, het dit nie gegaan soseer oor die land nie, dit gaan oor God se land. God se stad. Daarom is die belofte van Openbaring so kosbaar. Openbaring 21 vers 2. Ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. God sal sy woonplek vir sy mense gee, want hy het dit beloof. Die land en die mense. God se verbond met Abraham. En u mag dalk vra, maar hoekom moet ons hierdie goed bestudeer? Hoorie, dis nou regtig, ek stel nou nie belang in nie. Hoekom moet ons nou kyk na soveel jare terug se verbond met Abraham? Hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit noemenswaardig? God se verbond is die waarborg dat daar 'n land en dat daar 'n volk sal wees. 'n Volk wat in die woorde van 1 Petrus 1 vers 4 en 5 sal sê, ons verwag 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat in die hemele bewaar is vir ons. Dis waarna ons uitsien. As dit nie was vir hierdie verbond nie, waarop het ons gestaan? Wat was vir ons sekuriteit? Wat was vir ons gegee? Verbond van Abraham kyk vorentoe. Die verbond van Abraham laat ons uitsien na 'n hemel. Ons leer dit vir die kindertjies met daarbo in die hemelse Kanaan. Die hemel. Maar die verbond van Abraham kyk ook terug. Want Paulus sê in Efesiërs 1 vers 3 en 4, geseënd is die God en Vader, nou wil ek jy moet saam met my dink aan verbonde. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus, soos hy ons in hom, in Jesus, uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Hier is die teoloog besig om iets te sien, en ek gaan net nou weer daarna verwys. Hulle praat van die ewige verbond. Daar was 'n werkverbond. Die werkverbond is basies net, jy kan op jou eie gered word as jy 100% die wet van God kan hou. Adam het dit nie gehou nie. In hom het ons dit nie gehou nie. En jy kan maar probeer, jy gaan dit nie kan hou nie. Die werkverbond is verby. Ons het hom verbreek. Ons verdien die hel. God kom en hy gee sy genadeverbond. Die genadeverbond. En ons gaan later kyk na die nuwe verbond. Maar daar was een wat die teoloog noem die ewige verbond. En hier het ons van hom gelees, voor die grondlegging van die wêreld, voor Adam en Eva geskaap is, voor die wêreld gemaak is. Dis waarom ons lees in Hebreërs 13 vers 20, mag die God van die vrede, want die is ouens wat sê, ek soek 'n teksversie, hoor jy? Mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament, dis die ewige verbond, daar is die woord, uit die dode teruggebring. So voordat die mens nog bestaan het, het God al reeds sy planne in plek gehad om te red die wat aan hom behoort. Is dit nie wonderlik nie? Dis waarom dit sin maak as Johannes 17 lees met hierdie in gedagte, want in Johannes 17 verwys die Here gedurig deur na die wat u my gegee het. Die wat u my in die wêreld gegee het. Wie's die ouens? Wie's die ouens wat die Here wat vir die Here Jesus gegee het? Dis sy volk, sy uitverkorenes,
sy kerk, sy mense, noem hulle wat jy wil, dis die wat in geloof na hom toe sal kom. Dis waarom ons sê, God was nie onkant betrap met die sondeval nie. God het nie die mens gemaak en sy plan was, hulle moes vir ewig in die tuin woon. Dit was so gestel, maar toe hulle sondig, toe het God al reeds die plan in aksie, want die plan is gemaak met die ewige verbond, wat hy gesluit het. En die verbond is tussen die lede van die drie eenheid. God reageer met die genade verbond. Hy simboliseer dit in die diere wat geoffer word. Hy simboliseer dit in alles wat gebeur daarna, en dan word dit vasgemaak met hierdie verbond met Abraham. Hy beloof aan sy volk in Abraham, Galasiërs 3 vers 9, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. Daarom kan u en ek letterlik saam met Abraham gaan staan en sê, Here, u het ook met my hierdie verbond gesluit. Dit was nie net vir Abraham nie, dit was ook vir my. As jy dit hoor, jy verstaan dit, jy ken dit en jy vertrou dit, dan sê jy, dis vir my. Dis vir my. Die vraag, weer eens, hoe kan Abraham, wat 'n sondaar is, geregverdig voor God staan? Regverdig verklaar word? Jesus neem hierdie storielyn op, en ek moet baie dinge uitgesny het om hier uit te kom. Maar hy praat in Matteus 26 vers 28 hierdie taal. Hy sê, want dit, en dit was die instelling van die nagmaal, want dit is my bloed. Belangrijk. Dis my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, of jy kan sê die Nuwe Verbond, as jy wil. Dis dieselfde woord. Wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Aan die kruis het Jesus dit wat nou as gevolg van hierdie breek van die verbond eintlik op ons moes afkom, want ons het die verbond verbreek. Het Jesus op hom geneem. Hy neem ons straf, daai diere wat gesny is, die bloedpad wat daar gelê het. Dis hoekom die ou predikante gebid het en gesê het, dankie vir hierdie bloedgebaande weg tot in die heiligdom. Daar's baie simboliek, daar's baie goed wat ons daaroor kan sê, maar dit verwys hierna. Dis waar die taal vandaan kom. Jesus het die straf op hom geneem, sodat ons vry kan wees. En nou sluit ek af met 'n illustrasie. Hulle leer vir ons, en ek het dit selfs al vir ander ouens geleer, die beste illustrasies wat jy kan gebruik om uit die Bybel uit. Nou my hele preek was vol illustrasies, want ons is besig met verbonde. Dis sigbare goed waarmee die Here met ons praat. Is moeilike goed om te verstaan, maar is sigbaar, tasbaar. Maar ek gaan die tweede beste illustrasie gebruik, en dit is uit die boek van John Bunyan, Pilgrim's Progress. Julle onthou, die ouens wat nou iets weet van pelgrims se reis na die ewigheid. Ons leer die hoofkarakter ken met 'n swaar pak op sy rug. Dis die skuldgevoelens en sy skuld oor sy sonde, met sy lewe wat hy het, en hy huil, en hy's bedroef, hy kan nie slaap nie, hy huil sy kussing nat in die nag, want hy sê, hier kom 'n oordeel, en ek weet nie waarheen om te vlug nie, wat kan ek maak? En hoe meer hy Bybel lees, hoe meer word hy bewus van hierdie swaar las, hy weet nie wat om te doen nie, hy weet nie waarheen om te vlug nie, wat kan ek maak? En dan kom daar 'n man met die naam van Evangelis, en hy sê vir hom, hoekom is jy so hartseer, hoekom is jy so ontstel? Hy sê, want ek sit met hierdie pak, en ek weet nie waarheen om te vlug nie. Hy sê, hier kom 'n oordeel en ek moet vlug. Hy sê, hoekom vlug jy nie? Ek weet nie waarheen om te vlug nie, sê hy. En Evangelis sê vir hom, sien jy die hek? Dit is die Here Jesus in die allegorie van die verhaal. Sien jy die hek? Sien jy Jesus? Hy sê nee. Ek is nou in die versoeking om te sê, hy het nog nie hierdie preek gehoor van hoe die verbonde werk nie, so hy het dit nie verstaan. Ek sien nie Jesus nie. Ek sien my sonde, ek sien my skuld, ek sien nie Jesus. En toe sê Evangelis vir hom, sien jy die lig? Dis die Bybel. Waarop hy antwoord, ek dink so. Hy sê vir hom, hardloop na die lig toe. Moenie stil staan nie, hardloop na die lig toe. Dan sal jy die hek sien. Dan sal jy gered word. En dan verstaan jy hoekom hy later, uiteindelik by die hek gekom, uiteindelik gered, dis waar hy gered geword het, maar die pak was nog daar. En baie mense vra, maar hoe werk dit? Hoe werk dit dat jy met die pak nog, as dit sy sonde is, maar dis nie sy sonde, is sy skuldgevoel. En toe kom hy by 'n heuweltjie waar daar 'n kruis staan. En in die kruis verstaan Bunyan toe nou, of nie Bunyan nie, Christian, die hoofkarakter verskoon tog,
verstaan toe, hy sien toe Jesus werklik waar, wat hy gedoen het. Dat hy die onskuldige in sy plek die skuldige gestraf is. En terwyl hy na die kruis kyk, gaan die toue los van hierdie pak op sy rug en hy rol weg en hy rol in 'n graf in om nooit weer gesien te word. As jy hierdie verbond verstaan, dan verstaan jy wat Bunyan daardeur probeer sê. Dit gaan nie oor wat ek en jy doen en hoe ons met ons werke beter en beter kan word om uiteindelik deur God aanvaar te word. Dit gaan oor geloof. As jy en ek het vir die kleintjies laasweek al geleer en ek het dit vir julle gesê, geloof is om te ken en om te vertrou. Om te verstaan wie Jesus was. Hoekom is dit belangrik om te weet hy was gebore uit 'n maagd? Hoekom was dit belangrik om te weet hy het nooit sonde gedoen nie? Hoekom moes hy sterf? Hoekom moes hy opstaan uit die dood? As jy hierdie goeters ken, verstaan, en jy vertrou dit, jou geloof is daarin, dan sê die Bybel, dan sê die verbond met Abraham, dan sê die Heilige Gees deur sy woord, as jy in die Here Jesus glo, sal jy lewe, al het jy ook gesterf. Is dit nie wonderlik nie? Maar Here, jy verstaan nie, ek is nie wat die mense dink ek is nie, en ek gaan val. Ja, so? Wie tussen die bloed deurgegaan? Jesus. Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word. Jy, en dis vir jou huis, dis vir almal, ons moet hierdie dinge verkondig. Dis die boodskap van God se genade verbond. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Here, hoe moeilik is dit nie om sekere goed oor te slaan of nie te noem nie as gevolg van tyd wat teen ons is, en anders gaan ons miskien die hele dag hier moet sit. Daar's soveel waarhede, daar's soveel simboliek, daar's soveel genade wat gegee word. Ons kan werklik saam met Johannes sê, in hom het ons ontvang genade op genade. U verklaar vir ons hierdie dinge. As u dit nie vir ons verklaar nie, gaan ons dit nooit verstaan nie. Maar wanneer ons hierdie dinge verstaan en ons plaas ons vertroue in u, dan is daar vir ons 'n kruis. Daar is vir ons 'n verbond. Daar is vir ons 'n lewende God, 'n soewereine God. Wat sê, as jy hierdie dinge verstaan, jy kom na my toe, dan sal ek jou myne maak. Ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Wat 'n belofte. Dankie dat een van daai sterretjies in die hemel vir Abraham verlig is vir my. Dat ek daardeur deel kan maak van u verbondsbeloftes en dat ek daardeur Jesus kan leer ken en sy kruis myne kan maak. Help ons om dit te verstaan. Van die kleinste kindertjies wat dit miskien nog nie heeltemal verstaan nie, maar hulle die begrip daar, help hulle. Geef vir ons genade.